Levitikus, hoofstuk 22. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir Aaron en sy seuns beveel dat hulle die heilige gawes wat die Israeliete aan my gee met respek moet hanteer, anders sal hulle my heilige naam ontheilig. Ek is die Here. Jy moet vir hulle sê, indien daar in die toekoms enige van julle nageslag is, wat naby die heilige gawes kom wat die Israeliete aan my gegee het, terwyl hy onrein is, moet daardie persoon permanent verwyder word uit my teenwoordigheid. Ek is die Here. Die persoon uit die nageslag van Aaron wat 'n velsiekte soos melaatsheid het, of wat aan enige vloeiing ly, mag nie van die heilige gawes eet voordat hy weer rein is nie. Indien hy aan 'n persoon raak wat deur 'n lijk onrein gemaak is, of aan 'n man raak wat 'n saadvloeiing gehad het, of aan iemand raak wat aan 'n kruipende gedierte geraak het en daardeur onrein is, of enige ander mens wat onrein is en hom op die wyse ook onrein maak, sal hy wat aan die onrein mens geraak het ook tot die aand toe onrein wees. Hy mag glad nie van die heilige gawes eet nie. Hy moet 'n bad neem. As die son ondergegaan het, sal hy weer rein wees. Dan mag hy eet van die heilige gawes, omdat dit sy kos is. Hy mag nie van iets eet wat self gevrek het of wat verskeur is nie, want dit sal hom onrein maak. Ek is die Here. Daarom moet die priesters my instruksies nakom en onderhou. Hulle mag glad nie sondes op hulle self laai deur dit te ontheilig en daardeur te sterf nie. Ek is die Here en ek heilig hulle. 'n Onbevoegde persoon mag ook nie eet van dit wat heilig is nie. Die bywoner of die dagloner van 'n priester mag nie daarvan eet nie, want dit is heilig. Indien die priester egter 'n persoon gekoop het, mag daardie persoon daarvan eet. Iemand wat in die priester se huis gebore is, mag ook daarvan eet. Die dogter van 'n priester wat met 'n buitestander getrou het, mag nie van die offergawes uit die heilige gawes eet nie. As sy egter 'n weduwee is of geskei is en geen kinders het nie en teruggaan na haar pa se huis en daar woon soos in haar jeug, mag sy wel van sy voedsel eet. 'n Onbevoegde persoon mag egter nie daarvan eet nie. As iemand sonder opset iets wat heilig is eet, moet hy 20% daarby voeg en op die manier dit wat heilig is teruggee aan die priester. Hulle mag nie die heilige gawes wat die Israeliete aan die Here gee ontheilig nie. Hulle mag nie 'n strafbare skuld op die Israeliete laai deur 'n onbevoegde persoon toe te laat om van die heilige gawes te eet nie, want ek is die Here en ek maak hulle heilig. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir Aaron, sy seuns en al die Israeliete sê, enige Israeliet of vreemdeling wat in Israel woon, wat 'n offer bring, of dit nou 'n gelofte offer of 'n vrywillige offer is wat as brandoffer vir die Here gebring word, moet 'n manlike dier uit sy beeste, skape of bokke waarin daar geen liggaamlike gebrek is nie na die Here bring, en dit sal voordelig vir hom wees. Julle mag egter geen dier waar daar 'n liggaamlike gebrek aan is bring nie, want dit sal nie vir julle voordelig wees nie. Indien iemand 'n dankoffer vir die Here bring, het sy dit is om 'n besondere gelofte te vervul en of dit 'n vrywillige offer is, dan moet dit 'n bees of 'n stuk kleinvee wees waarin daar geen liggaamlike gebrek is nie, sodat dit tot sy voordeel kan strek. Daar mag geen liggaamlike gebrek aan die dier wees nie. Die dier mag nie blind of met gebreekte bene of vermink wees nie. Dit mag nie swere of 'n skurfsiekte of enige ander veluitslag hê nie. Jy mag nie so 'n dier aan die Here gee of dit as 'n vuuroffer op die altaar neerlê nie. Jy mag wel 'n dier wat 'n te lang of te kort ledemaat het as 'n vrywillige offer aanbied, maar dit sal nie aanvaar word as 'n gelofte offer nie. 'n Dier wat ontman is deur papgedrukte of vergruisde of afgeskeurde of afgesnyde testikels mag nie as 'n offer aan die Here gebring word nie. Julle mag dit nooit doen in die land waarin julle woon nie. Julle mag ook nie so 'n dier as 'n offer aan die Here aanvaar uit die hand van 'n buitelander nie, want dit is vermink. Daar is 'n liggaamlike gebrek aan die dier. Die offer sal nie aanvaarbaar wees nie. Die Here het verder vir Moses gesê, 'n bees, skaaplam of boklam moet vir 7 dae by sy ma wees. Die dag daarna, op die 8ste dag, sal dit 'n aanvaarbare offergawe aan die Here wees. 'n Koei of 'n ooi mag nie op dieselfde dag as haar kleintjie geslag word nie. Indien julle 'n lofoffer aan die Here bring, moet julle dit op 'n aanvaarbare manier offer, sodat dit aanneembaar is en julle welgevalle daarby kan vind.
Die offer moet op dieselfde dag opgeëet word. Daar mag niks van oorbly tot die volgende dag nie. Ek is die Here. Kom my bevele na en voer dit uit, want ek is die Here. My naam mag julle nie ontheilig nie, sodat ek onder die Israeliete geheilig kan word, want ek is die Here en ek heilig julle. Ek het julle uit Egipte laat optrek om 'n God vir julle te wees. Ek is die Here.